Sowat 40 Afrikaners het 'n verklaring onderteken. Nou, hierdie verklaring, daar was wyd berig in verskeie media daaroor, maar dit is 'n klompie individue. En individue kom en gaan, maar instellings bly staan. En daarom het ek dit goed gedink dat ons vandag so 'n bietjie gaan praat oor die solidariteitsbeweging as instelling. Wie is ons? Waar kom ons vandaan? Hoe werk dit? En Flip Buys, die voorsteur van die solidariteitsbeweging, is hier by ons. Welkom Flip, is lekker om jou hier te hê. Ja, baie dankie Dirk. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor die solidariteitsbeweging. Nou, ek het die wonderlike voorreg gehad om in 1997 in 'n kongres te kon sit. Dit was toe jy aangestel is, en daar het jy die eerste keer gesê, ons moet 'n beweging begin. Jy het dit toch genoem 'n arbeidsbeweging, wat op die ou en baie groter nog geword het as dit. Nou, dit was 'n vreemde ding, want dit was daar amper midde die euforie van die oorgang. Mense het nog gedink, ag nee wat, dit was toe glad nie so erg nie. Maar dit was ook midde 'n mynwerkersunie wat eintlik in effek bankrot was. So hier sit ons eintlik met 'n organisasie wat half dood was, en jy staan amper op hierdie lijk van die organisasie en jy sê hy moet opstaan en 'n beweging word. Midde eintlik 'n tydperk waar mense nog gedink het, maar enetjie, dit gaan goed. Nelson Mandela het nou net sy rugbytrui aangetrek. Vertel ons 'n bietjie oor hoe het jy die wêreld toegesien en waarom het jy toegesê dat moet 'n beweging kom? Ja, Dirk, dis eintlik baie eenvoudig. En dit is dat ek het na die geskiedenis gekyk en wat het in ander lande gebeur waar soortgelyke oorgange plaasgevind het. Nou, jy weet, Churchill het gesê, hoe verder jy in die toekoms wil sien, hoe dieper moet jy in die verlede kyk. Nou, as jy kyk na Afrika na onafhanklikheid, ek het gaan kyk, ek het geglo, ons gaan meer in 'n postkoloniale tipe van 'n bedeling in, as net post-apartheid met al hierdie euforie en reënboogkleure wat jy nou van praat. En dit is duidelik gewees dat na elke Afrika-land die revolusionêre bewegings oorgeneem het hulle radikale beleidsrigtings aangeneem, soortgelyk aan die ANC. Ons moet onthou dat die ANC het nie net op sy eie bestaan nie. Hulle het bande gehad, hulle is eintlik verweef gewees met Robert Mugabe se ZANU-PF en met Mozambique se Frelimo en met MPLA van Angola en so aan. En hulle het breedweg dieselfde beleidsrigtings gehad. En destyds, ek het in 'n huis groot geword waar ons baie oor Afrika gepraat het. My ouers het by my oom gaan kuier wat predikant in Kenia was, die ander een was predikant in Zambië. So hierdie dekolonisasie van Afrika was vir my baie meer van 'n werklikheid as net 'n teorie. En ek het maar gereken breedweg, daar's natuurlik verskille, maar gaan dieselfde in Suid-Afrika gebeur. Die revolusionêre bewegings maak gewoonlik toegewings met die onderhandelings om die mag te kry, en daarna misbruik hulle die mag om hulle oorspronklike doelstellings te verwesenlik. En in die proses het die geskoolde westerlinge het hulle eintlik uit die land gedryf en dan en daarna daai lande platgeval. En omdat hulle nie 'n volk was nie, hulle was postkoloniale westerse individue, anders as Afrikaners. Dit was ons groot voordeel. Maar daardie klomp individue het weer teruggegaan na hulle moederlande toe. En omdat ons nie 'n moederland het nie, het ek gevoel dat ons met 'n sterk beweging stig wat in staat is om Afrikaners te beskerm in die nuwe bedeling, en ook uiteraard om dienste te lewer wat die staat nie kan of wou lewer nie. So dit was maar die argument agter dit. En toe het ons die mynwerkersunie gehad, en die mynwerkersunie was maar 'n swakkerige voertuig op daardie stadium. Hy het ook soos baie ander Afrikaner instellings amper nie die oorgang oorleef nie. So die eerste stap was gewees om die mynwerkersunie sterk te maak, om jou voertuig sterk te maak. Ja. En dit is ook nogal van betekenis dat ons gesê het, ons doen dit uit werk uit, want ons het werk verteenwoordig. En toe word dit nou solidariteit. So solidariteit is eers sterk gemaak om te sê dat ons moet 'n sterk instelling hê, 'n werkinstelling, en vanuit solidariteit is daartoe verskeie instellings toe gestig en gestimuleer, en daarom ook die solidariteitsbeweging, want dit is nou uit solidariteit uit, maar tog het hierdie instellings is selfstandige instellings. Miskien kan jy net iets sê oor hoe werk die struktuur van die solidariteit? Ja, dis 'n belangrike vraag, omdat daar's baie verwarring onder mense.
Die uitgangspunt is, as jou omgewing positief is, soos wat dit vir die mynwerksunie was, sê net maar voor 94, dan is die organisasie gewoonlik swak. Maar, en jy het ook nie 'n sterk organisasie nodig nie, want die omgewing is positief. Maar wanneer die omgewing moeilik raak, dan het dit een van twee uitwerkings. Of dit vernietig jou organisasie, of dit maak jou sterker. Want jy moet sterker word om die moeilike omstandighede dan weer te hanteer. Nou, die oorskakeling van die mynwerksunie na solidariteit, soos jy nou gesê het, dit was die eerste stap geweest. Dit was 'n geweldige moeilike stap. In die lig van die globalisering, Suid-Afrika moes skielik begin meeding die ou ISKOR teen Indiese en Chinese staalmaatskappye en die meeste van die groot maatskappye het hulle werksmagte omtrent met 50% verminder. So die wêreldwye revolusie was hier op ons en natuurlik die hele Suid-Afrikaanse oorgang wat dit baie moeilik gemaak het. So ons moes letterlik die pad bou. Jy was deel daarvan natuurlik terwyl ons op hom loop. So ons het van solidariteit af het ons dan die beweging begin stig. En dit is hoekom ons praat van die solidariteit beweging. Dit is nie dat solidariteit as vakbond nou oor al die ander is nie. Die vakbond is 'n baie belangrike instelling wat dan deel is van hierdie solidariteit beweging. Dit is eintlik 'n mooi storie. Ons het eintlik die eerste organisasie het ons gebruik om die beweging 'n naam te gee. Dis hoekom ons ook die Solidariteit Helpende Hand was een van die eerste organisasies wat ons gestig het, want ons het skielik agtergekom met al hierdie rassewette, is daar weer 'n toename in armoede, jong mense word uitgesluit van beurse, studiehulp en so meer. En dit is ook hoekom ons later die ander organisasies gestig het, soos Soltech, ons het ons besigheidsafdeling gestig, ons het later vir AfriForum gestig, later het Akademia gekom. So die hele plan hier agter was dat ons vir 'n kulturele infrastruktuur stig wat dit moontlik maak vir Afrikaners om voorspoedig voor te bestaan in Suid-Afrika, anders as hierdie ander postkoloniale lande waar daardie mense nie, die westerlinge wat oorgebly het na onafhanklikheid, het nie instellings gehad nie. En dit was my duidelik geweest dat as jy polities magloos is jy nie magteloos nie. So ons het ons eie geskiedenis gaan kyk, wat Afrikaners gedoen het onder Britse koloniale bewind, want die ANC is ook maar 'n tipe van 'n koloniale bewind. So hulle kaap al die instellings, al die staatse instellings, soos wat koloniale moondhede onder die Engelse gedoen het. En ons as Afrikaners het gereageer deur die Help Mekaar beweging te stig, Help Mekaar beweging van selfhelporganisasies op elke belangrike terrein, en dit is maar wat ons stelselmatig gedoen het. Dit is toe op die ouend geformaliseer in die vorm van 'n trust. So al die verskillende instellings is belyn met die trust, maar elkeen het ook sy eie selfstandige entiteit. En hierdie trust is dan genoem die Solidariteit Beweging Trust, waarvan jy dan die voorsitter is. Maar die trust bind hulle aan mekaar, maar steeds het ons daai federale karakter. Maar terwyl ek daarvan praat, miskien net so 'n bietjie oor die idee agter die Solidariteit Beweging. As jy moet sê, wie is ons? Hoe sal jy dit beskryf? Kyk, dit is vir my, ons is 'n Afrikaner beweging, maar ons glo aan veelvuldige identiteite. Ons is uiteraard Afrikaans sprekend, ons is ook Suid-Afrikaners, ons is ook van Afrika af. Die Afrikaner, anders as al die ander westerlinge in Afrika, het onsself met die kontinent vereenselwig. Ons het onsself na die kontinent vernoem, Afrikaners. Daar is nie eers 'n swart groep wat homself na die kontinent vernoem het nie. Ons het ons taal na die kontinent vernoem, ons het ons maatskappye, soos ISKOR was Suid-Afrikaanse, die woord Afrika was in ISKOR, in Sasol, Sanlam, Santam, al hierdie goed. Anders as wat die Britse koloniale leiers gewees het, hulle het byvoorbeeld Anglo-American, een voet in Amerika en een voet in Engeland. Ons is 'n selfhelpbeweging, ons is 'n help mekaar beweging, en ons glo dat die beste help aan 'n hand is die hand aan die einde van jou eie arm. Maar dan moet jy mense help om hulle self te help. En dit is waar die help aan 'n hand inkom. Dit is waar
jy weet, ons opleidingsinstellings inkom, ons wil mense help om hulle self te help. Die kern wat ons nie sal vergeet nie, is die kwessie van werk, want die verskil tussen iemand wat 'n ordentlike lewe kan lei en iemand wat in 'n plakkerskamp sit, is werk. So, en dit was reeds die ANC se aanslag, was reeds op mense se werk, met al hulle rassekwotas. En toe ons aan die begin gesê het, hoor, hierdie is nie regstellende aksie nie, hierdie is 'n rassewetgewing. En die mense het ons destyds aangeval en gespot en belaglik gemaak, en ons het gesê, maar jy kan nie 'n moderne land bedryf. Dit is nie versoenbaar, hierdie omvattende rassewetgewing wat ons in die land het. Dit is nie versoenbaar met 'n werkende staat, met 'n groeiende ekonomie en met die regsorde wat vereis dat mense moet gelyk voor die reg wees, en dit maak wit mense tweede klas burgers. En daarom het ons gesê, ja, ons kan nie keer wat die ANC alles doen nie, maar ons kan sorg dat Afrikaners eerste klas kultuurburgers word, en dit is wat ons probeer doen. Philip, hoe staan ons in verhouding met ander gemeenskappe in Suid-Afrika? Wel, ons het verlede week byvoorbeeld het ons met 30 swart ander kultuurgemeenskappe vergader. Ons het by die Afriforum teater gedoen. Mense wat saam met ons stem oor belangrikheid byvoorbeeld van moedertaalonderwys, om jou taal en jou kultuur dan te beskerm. Mense wat op baie gebiede presies dink soos ons dink. Hulle het miskien verskille op ander gebiede. Ons voel byvoorbeeld baie sterk oor eienoomsreg, en hulle voel baie sterk dat die swart volke moet gesamentlik hulle grond besit, maar hulle is ook nie meer vreemd vir eienoomsreg nie. So hulle ondersteun ook ons standpunt dat die staat nie net mag onteien sonder vergoeding nie. So die verhouding wat ons het is een van wederwysige erkenning en respek, alhoewel die vertikale verhouding met die regering, met die ANC, maar swak is, die politieke verhoudings so swak, is die persoonlike verhoudings nog goed. So terwyl die ANC swak rasseverhoudinge aanblaas met die idee dat hulle aan bewind kan bly as die swart mense vir hulle stem as hulle heeltyd op die rassetamboer slaan, is dit vir ons belangrik om horisontale goeie verhoudinge te bou. Dit is wat ons voorouers gedoen het. Dit is ongelooflik as jy kyk na president Paul Kruger se diplomatieke verhoudinge met hoeveel van hierdie swart volke, en so ons vat net 'n blaadjie uit daai geskiedenisboek, en ons is besig om verhoudinge te vestig, en die uiteinde tot dusver was dat ons het 'n netwerk van kultuurgemeenskappe gestig, waar ons dan skakel oor sake wat vir ons almal van belang is, en wat ook baie meer gewig aan ons standpunt gee, as ons sê net maar praat oor moedertaalonderrig. So ons wil onsself nie isoleer nie, ons wil ons eie gemeenskap bind, maar ons wil ook brûe bou na ander gemeenskappe toe. Kom ons kry so voelvlug oor die beweging se instellings. Ek het nou so vinnig weer gaan kyk, want daar was 'n vraag, hoeveel lede het julle, en verteenwoordig julle alle Afrikaners, praat julle namens alle Afrikaners, want ek dink dit het jy nou al duidelik gesê, dat ons praat namens ons lede, maar is baie keer ten behoeve van Afrikaners, Afrikaans en ook ander mense in Suid-Afrika. Ek so 'n bietjie na die getalle gaan kyk, ons het so 710.000, kom ek noem dit, deelnemers aan die beweging, waarvan so plus minus 100.000 by ons opleidingsinstellings is. Dis nou studente en dan ook skooliere wat by wolkskole is. As jy hulle aftrek, dan is daar so ongeveer plus minus katspoegie meer as 600.000 lede by ons instellings. Die lede by ons instellings, dit is nou Afriforum, Solidariteit, die FHK, Marula Media, hulle het almal lede, help in 'n hand. En daar is also net so 'n bietjie meer as 600.000. Ek dink as jy miskien die duplikate uithaal, is dit dalk net so 'n bietjie onder 600.000, maar mense kan omtrent praat van so 600.000 lede en dan 100.000 by die verskillende opleidingsinstellings. Maar as ons so vinnig deur die instellings kan gaan, ons kan dit net maar vinnig doen. Ek bedoel, as ons nou op 2 ure praat, as ons deur almal moet gaan. Ons begin by die eerste een, werk. Solidariteit.
net ietsie oor solidariteit, waarmee is solidariteit besig? Ja, solidariteit gaan oor werk. So om mense se werk te beskerm, want dit is die grondslag van van jou lewe. So om mense ook voor te berei vir werk. So dit is ons die hele idee agter dit was jou idee agter die hele platform dat mense kan help om werk te kry en ook om mense se werk te beskerm. So dit is nog steeds die meer as 100 jaar al solidariteit se doel. Afriforum, baie keer sien ons Afriforum net standpunte inneem en so aan, maar agter Afriforum is hierdie ongelooflike struktuur wat dienste lewer en mense beskerm en so aan, iets oor Afriforum. Ja, mense besef nie altyd hoe groot Afriforum is en op watter gebiede hulle optree nie, want hulle sê net maar 3% van hulle werk is hofsaake, maar dit maak dat mense dink hulle is al wat hulle doen, hulle maak hofsaake. Maar een van die belangrike prioriteite vir my is Afriforum se buurtwagte wat veiligheidslandwyd meer as 170 buurtwagte wat veiligheid verbeter en dan ook dieselfde geld vir daai takke wat in meer as 160 dorpe dienste lewer waar dit is om paai reg te maak, dit is gaan oor water, dit gaan oor elektrisiteit, dit gaan oor vullisverwydering, baie ander sulke dinge wat Afriforum mee besig is om bloot mense se regte te beskerm. Betrokke by skole en deur die Solidariteit skoolondersteuningssentrum en dan natuurlik die gimnasium konsessie wat op pad is, iets daaroor. Ja, die skoolondersteuningssentrum, die kern van ons gemeenskap, 'n gemeenskap leef deur sy instellings en die kern daarvan is ons skole. Ons skole is waar kinders in die eerste plek goeie onderwys kry sodat hulle later goeie opleiding kan kry, maar ook skole is die plek waar kultuuroordrag plaasvind en die doel van die skoolondersteuningssentrum is om ons skole te ondersteun, om ons huidige skole te beskerm. Dit is hoekom ons baie betrokke was by die Bella-wet. Jy het ook 'n boek geskryf oor die hele Bella-wet en dan kyk ons ook om uiteindelik ons glo daar moet 'n onafhanklike skole netwerk wees. Dit is ons droom, dit gaan 'n tydjie vat voor ons daar uitkom, maar dit is vir ons belangrik om ook landwyd Afrikaanse konsessienetwerk van skole te kry. Ons moet onsself verskans teen die staat in die eerste plek, maar in die tweede plek moet ons ook sorg dat ons instellings selfstandig kan wees. En dan die tersiêre instellings. Dit is nou Akademia, Soltech, Bokaro opleiding en die nuwe sissie wat die Solidariteit Opleidingsinstituut is wat versorgers oplei. Ja, kyk, dit is vir ons wil graag na die hele pipeline kyk. Dit is hoekom ons kyk na kleuters, die Help-aan-Hand het 8000 kleuters wat hulle per dag kos gee. Jy kan nie tog leer in die kleuterskool of iets in die lyn as jy honger is nie. Ons lei ook dan daardie kleuteronderwysers weer dan op die vroeë kinderontwikkeling, mense wat ons oplei by Soltech. Dan vir die laerskole is daar geweldige hulp wat die Volksskool vir die kinders en ook vir die onderwysers gee. Ons moet onthou dat onderwysers deesdae met al die pligte wat op hulle rus en wat die staat op hulle laai, is geweldig besig. So die hele idee van die Volksskool is om vir laerskool en vir hoërskool onderwysers en kinders dan ekstra hulpbronne beskikbaar te stel. So dis baie goedkoper as wat jy vir jou kind ekstra klasse hoef te vat. Ons gebruik al die nuutste tegnologie. Dit is regtig 'n wêreldklas stelsel. En dan na skool, soos ek sê, ons wil die hele pipeline na kyk. Na skool, ons weet dat die ANC het 'n hele paar jaar terug al die colleges toegemaak wat hulle geweldige slag vir die land was. En dit is hoekom ons Soltech opgerig het wat die grootste beroepskollege in die land is by verre en dan wat in al hoe meer verskillende rigtings begin oplei. Die tegniese rigtings, ambagte bly nog steeds die basis. Ook begin 'n hele paar rigtings vir dames oplei, ook een van die min instansies wat haarkappers oplei. Min mense weet dalk, maar haarkappers is ook 'n ambag en dit is iets iemand wat ons almal gebruik. En dan op universiteitsvlak is dit ook vir ons nodig om te sê dat Akademia, die goeie nuus is Akademia groei baie vinnig. Ons het hier by die 60-70 grade wat in die pipeline is. Ons het al 5 fakulteite by Akademia en hulle funksioneer natuurlik heeltemal selfstandig op hulle eie. Hulle het nou 'n kampus in die Parel oopgemaak, die eerste satellietkampus van Akademia. Ons groot droom is om volgende jaar ons kampus te bou in Pretoria,
maar ek kan eerlik sê dat ons trek die top dosente van die verskillende universiteite af en ek glo vandag dat Akademia reeds al by sy droom is van wêreldklas in Afrikaans, terwyl ons nie ontken dat Engels ook 'n belangrike taal is nie. Ons wil graag hê die studente wat klaar is met Akademia moet hulle self ook kan handhaaf in die werksplek natuurlik. Jy weet in Engels, die Hapenhaanse Opleidingsinstituut lei versorgers oop. Dit is vir ons ook 'n kritiese, want ons het geweldig baie versoeke gekry vanaf weet ouer mense vanaf oudhuise en so meer, so hulle lei versorgers dan op. Bo-Karoo is ons opleidingsinstelling college in Orania gaan volgende jaar ook al meer as 300 studente hê. En wat Bo-Karoo so belangrik maak is vir my natuurlik uit hulle beroepsopleiding, die hele klomp rigtings wat hulle aanbied, maar veral ook landbou. So ons wil graag die top landboukollege in die land maak. Ons sien wat met die ander landboukolleges gebeur het, en as jy vandag wil hê jou kind moet landbou studeer op 'n landboukollege, moet ek eerlik sê, jy moet ernstig oorweeg, stuur jou kind Bo-Karoo toe, gaan kyk self, baie hoë klas opleiding, die kinders kry werk, want hulle word baie goed opgelei. So ja, opleiding in die eerste plek, maar ook opvoeding, oftewel vorming vir die studente, en dit is vir ons baie belangrik om mooi afgeronde mense te stuur, sodat hulle goeie werk kan kry, en dit is dan nou weer waar solidariteit inkom nadat hulle opgelei is. Ja, dit is eintlik so 'n hele ekosysteem wat ons besig is om neer te sit. Dan uit die opleidingsinstellings is eintlik kanton toegebore, want daar was 'n behoefte om kampusse te bou, soos byvoorbeeld die Soltech kampus en dan die reuse nuwe Akademia kampus wat gebou gaan word. Die uiteindelike projek is 3,2 miljard rand grondwerke daar begin, en soos kanton gebore wat dan hierdie vennootskap tussen kultuur en kapitaal is. Maar kan ek gou spring na die Oranje Ontwikkelingsmaatskappy, wat ook deel is van die groter beweging. As jy nou kyk na alles wat ons doen, het ons gesê, maar deel van die groter plan is ook 'n plek. Ja, kyk, dit is vir ons belangrik om te sê dat gemeenskap wat in ons omstandighede is, moet alle grondwetlike ruimtes wat daar is, wat hy gebruik. En dit is ook hoekom ons het feitelik elke dorp in die land het ons projekte aan die gang, en op Orania het ons 'n ontwikkelingsmaatskappy gestig om dan ook met ontwikkeling te help, en spesifiek nou wat hulle met die college wat hulle verder uitbou. So dit is vir ons baie belangrik, en dit is my baie interessant. Ons gesprekke met die swart gemeenskappe verlede week het hulle ook baie begrip getoon dat ons wil ook die volle spektrum van geleenthede en ruimtes wat die grondwet bied, insluitende plek wil ons ook benut. Flip, jy het nou al verskeie kere verwys na Solidariteit Helpende Hand, maar dit is ook 'n instelling, ons nou nog nie hanteer as instelling nie, ook 'n groot netwerk oor die land? Ja, ek dink as jy die Helpende Hand saam met die besigheidsafdeling vat, is daar al ver meer as 400 mense, amper 500 mense in diens. So die Helpende Hand is nie net 'n gewone welsynsorganisasie nie, dit gaan meer oor welstand, dit gaan meer oor werksyn. Natuurlik is daar 'n welsynskomponent vir jou regte weerlose groepe soos ouer mense, bejaardes, kinders, mense met gestremdhede, maar 'n baie groot deel van die Helpende Hand is die studietrust, wat die hele doel is om mense te help studeer, en hulle gee meer as 1200 jong mense, help hulle om te studeer, en ons is ook baie trots eintlik, want ons rentevrye lenings vir behoeftige studente, maar ons is baie trots op die terugbetalingskoers, het nou gestyg na 99%, want die hele idee, alles wat ons doen, sê ons dat die een geslag help, die vorige geslag help die huidige geslag, en hulle moet dan weer vir die volgende geslag sorg. So, ek wil hê, ons het gepraat oor ekosisteem, so dit is maar soos wat jy vir jou 'n huis bou met verskillende kamers, elkeen met sy eie doel, badkamer, eetkamer, slaapkamer, kombuis en so aan. En dit is hoe ons hierdie hele kulturele infrastruktuur bou, dat ons bou vir elke funksie, of dit nou is maatskaplik, of dit nou onderwys is, of opleiding, of werk, of veiligheid. Elke kamer word gelyk aangebou, en dit is die hele kulturele infrastruktuur waarmee ons gelukkig al baie ver trek. Dit is nie net meer 'n plan op papier nie.
Flip, jy het gepraat van kulturele infrastruktuur wat die groter infrastruktuur is, maar dan is daar ook iets soos kulturele selfvertroue en daar speel die FHK natuurlik 'n reusagtige rol, maar ook 'n media-instelling soos Marula Media. Ja, die FHK is 'n baie ou en 'n baie bekende organisasie wat ook deel is 'n selfstandige deel van die Solidariteit Beweging. Nou hulle bevorder onder andere taal en kultuur, maar hulle doen geweldig baie vir erfenisbewaring. Hulle ondersteun byvoorbeeld of bestuur die Voortrekker Monument, die Bloedrivier terrein saam met die Erfenis Stichting. So dis 'n geweldige landswye bewaring van erfenisse waarvoor die FHK dan verteenwoordig. Dis 'n geweldige groot landswye infrastruktuur waarvoor die FHK verantwoordelikheid dan neem om al hierdie monumente en erfenisse dan te bewaar. Ja, Marula Media is natuurlik die grootste Afrikaanse mediahuis. Dit is weet bykans 2 miljoen lesers wat Marula Media, deesdae ook baie kykers, want ons baie video's op. Ons kry ook geweldige belangstelling uit die buiteland uit, mense wat dan nog steeds weet die nuus vervolg. Marula is gratis vir sy lesers en speel 'n baie belangrike rol ook vir skoolkinders. Skoolkinders wat moet take maak, wat inligting soek en so aan. Hulle het ook 'n kinderensiklopedie op Marula. Ja, Marula Media speel 'n baie belangrike rol. Nou Flip, dit is nou so oorsig, maar daar is nog 'n klomp ander kleiner instellings en subafdelings ensovoorts. Ons kon nog baie gesels het. Maar wat ons nog glad natuurlik nie oor gesels het nie, en miskien kan ons eendag net daaroor gesels, is hoe word hierdie hele beweging befonds? Want wat daar nog is, wat is natuurlik behalwe ledegeld, het ons nog die beleggingsinstellings, soos byvoorbeeld Solidariteit Beleggingsmaatskappy, Afriforum Beleggingsmaatskappy, Helpende Hand Sake, met sy hele winkelnetwerk. Ons het dan die finansiële dienste instelling, Solidariteit Finansiële Dienste wat eersdag 'n nuwe naam kry, wat ook help met die hele kommersiële projek. Ons het die beleggings afdeling wat spesifiek kanton is en ons het fondse soos byvoorbeeld die boufonds, ons het die regsfonds. Ons het al daardie instellings wat help met die befondsing van hierdie groot beweging. Ja, dit is belangrik dat ons op 'n keer daaroor praat, omdat ons groot uitdaging is om hierdie staatsdienste te lewer sonder staatsinkomste. So ons het ekonomiese engines wat ons bou vir elkeen van hierdie instellings, omdat dit 'n geweldige taak het. Jy kan mos nou maar dink, Afriforum se taak om mense veilig te hou, jy weet die Helpende Hand se taak om maatskaplike dienste landwyd te voorsien. Dit is goed wat geweldig duur kos en dit sal goed wees as ons 'n bietjie praat oor die ekonomiese kant van al hierdie instellings. En die krag van kulturele ondernemerskap. Dit is die Solidariteit Beweging. Dit was lekker gewees om te gesels oor die instelling en hoe ons deur instellings en kulturele infrastruktuur sorg dra dat ons mense vry, veilig en voorspoedig is hier aan die suidpunt van Afrika. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.